Daar is min mense wat my so kan irriteer soos die Florence Nightingales en Moeder Teresa's. Haai, praat jy nou van die sagmoediges? Hulle is nie noodwendig sagmoedig nie, eerder vol verskonings. Ek verstaan heeltemal wat jy bedoel. Ek is nog so besig om ander te red, dat hulle Jannie jammer gehad en vir ander die skuld gee. Mense wat ander help, maar nie hulself kan help nie. Dis 'n seer hoog. Hoekom is dit dat diegene wat vir ander omgee, sulke moeilike tyd het om vir hulle self te sorg? Voorsitter, die paradoks van selfversorging is wanneer 'n individu die meeste van hulle tyd spandeer om vir ander om te gee, maar dit moeilik vind om vir hulle self te sorg. 'n Absurditeit wat ons al te gereeld waarneem. Soos die haarkapper met die vuil hare, die loodgieter met die verstopte toilet, die onderwyser met die kind wat nie wil leer nie, en die sielkundige met die emosioneel verwaarloosde kind. En so kan ek vir ure aanhou. Altruïste met afwykings. Dis ongehoord en onvanpas. Vandag gaan ek, Carissa Botha, en my span, Carmi Estreise, Luan Kleingeld en Megan Schenk aan julle bewys. 'n Altruïs hoef nie te slons nie. Dit is 'n feit dat mense wat so op aandag spring om vir ander te help en hulle self in die proses afskeep, inderwaarheid iets wat versteurd is. Ons verduidelik so. Carmi bespreek vir vuil falie. Die slonskous wat voor my deurvee. Megan argumenteer rondom donker dae. Die ratelkous wat 'n ratelslang word. En Luan bekyk vir heilige hand. Net mooi niks anders as 'n kernkous nie. Carmi, vertel ons asseblief dadelik van die slonskous. Met graagte, Carissa. 'n Altruïs maak graag fisiese verskonings. Ek begin graag by die tannie se kar. Wanorde van die engine kap tot agter die agtersitplek. Papiere, skaniere, En seker heelwat mure. net so. En nou gee sy uit die goedheid van haar hart vir my 'n geleentheid huis toe. Ek weet nie waar om te sit nie. Buite dat daar nie plek is nie, gril ek my ook mors dood. Maar ek durf niks sê nie. Want sy stel mos ander mense eerste. In haar boek Blinde Mol of Wyse Uil, meen Susan Koetser, 'n skrywer en motiveerder, dat mens met integriteit moet leef. Jy kan nie orde in 'n ander ou se lewe skep as jou eie chaos is nie. Niemand gaan jou glo nie. So as jy 'n besem wil gryp, vee eers voor jou eie deur. En ek is seker die tannie se verskoning vir haar morsige kar is 'n lys vol Samaritaan afsloofies. Inderdaad. Tweedens is daar die barremarkie se huis. Dis om 'n hart laat staan. Dis moeilik om te onderskei tussen kombuis en muis. Nee. Jep, van die goeie mens kry nie tyd vir haar eie huis nie. Sy dra ander se kruis. En sy maak seker jy weet dit. O ja. Op die Kruisstraat 247 webwerf skryf die teoloog Gerrie Ben van der Merwe op 28 Maart 2024 die stuk Te besig vir Jesus. Daarin skryf hy dat die mensdom verslaaf is aan crunchtyd. Ons raak so besig met die dinge van God, dat ons nie tyd het vir die God van dinge nie. Ons het so baie eisters in die vuur. Maar as jy nie jouself liefhet en versorg nie, mors jy net jou eie tyd. Eina. Want wie gaan in elk geval veilig voel, daar waar 'n muis speler. Laastens, die slonskous, die vuil falie. Dit maak nie saak hoe goed jou menswees is nie. Sien is glo. Vuil hare, ekstra hare en nare reuke staan rebels teenstrydig teenoor troos en omgee. Vriende, wil jy hê die barmhartige tandarts moet aan jou mond werk met vuil hande? Glad nie. Kan jy dink hoe ek sy asem? Die Kaapse sielkundige Treide Heiman skryf in die Story tydskrif artikel op 9 Maart 2021, weet 100% dat enige reis in jou lewe by jouself moet begin, by hoe jy jouself aan ander voorstel. Daarom is selfversorging 'n vereiste. Jy kan nie ander help as jy self ploeter nie. 'n Altruïs hoef nie te slons nie. Dankie Carmi. Ek dink dit is nou baie duidelik. Sien is glo. Vee eers voor jou eie deur en doen dit op so 'n manier dat die een hand nie weet wat die ander hand doen. En o ja, was daai hande in seep en nie in onskuld nie. Megan, jy redeneer oor die ratelkuis wat 'n ratelslang wil? En jy pik jou, Carissa. Eers is die moedertjie van die wêreld, voorbedagte rade. Hulle help jou net om onsself te help. Jy het nie veel gevra nie. Dit word in jou keel afgedruk. Al wat jy gesê het, is dat die wetenskap daar soos 'n berg voor jou lê. Nou wil sy goedheid op jou afdruk. As iemand my met my wetenskap dalk sal help, sal my berg beslis 'n molsloop word. Dis ek Luan. Wat weet jy van die mol? Jy sien, 'n mol het 'n neus wat alles uitreik, kleure wat in jou goed gryp en baie skerp tande. Die sielkundige Lenet Beer praat daaroor op 'n webwerf op 8 Augustus 2021 in die tema wanneer goedheid misbruik word. Dis 'n dierles, sê sy. Hoeveel van ons het nie al in daai slag getrap nie? Iemand wil jou help. Jy het straf gekome
En dan, as jy weer die oë uitgee, raak hulle net weg, met al die geld en goed wat jy vir hulle geleen het. 'n donker Dawie. Tweedens, ratel hulle mos ook in jou ore. Praat jy dood, weet altyd beter as jy. En as jy wil stopsit, wou hulle eintlik maar net bystaan. Paradoksies, toksies. Gekose rateltjies, wat al soortige afwerking tentoonstel, sodra hulle met mening in gekryp taal vir almal met ore vertel, hoe hulle hand van omgee weggeklap het. O ja, ek het al baie daarvan gehoor. Sy wil net eintlik raad gee, maar jy wil nie haar raad hê nie, want sy weet eintlik piep, en jy moet dan maar net piep sukkel. Op 21 Juni 2023, in die Rooi Roos artikel, lewe jy saam met 'n beheerstaat, skryf die terapeut aan Harry Sou, dat as een mens verander niks geniet, en altyd wil beter wees wil weet hy nie eintlik wat 'n sinvolle lewe is nie. Die ironie is dat sogenaamde goeie bedoelings dan glad nie goed is nie. Dit klink vir my soos in die afgrond inhou. Met 'n skoppie op die agtersteewe. Laastens word ons groot, dat jy nie gegewe pad in die bek moet kyk nie. Maar dames en here, wanneer jy die gegewe rottelkus in die bek ruk, verander hy gou 'n slang. Wanneer jy nou die beter wete om stil te vra het, en al die beeps moes aanhoor, sal die moedertjie seker maak, sy verkondig is 'n wronge beeld van jy na buite. Sleg praat. Leens vertel, Skinder, die Afrikaanse guru, C.J. Langehoff het ons gesê, 'n geheim bly net tussen 3 mense behoue, as 2 van hulle dood is. Gelukkig is ons 4. op 30 September 2022 berig die Beeldkoerant, moenie laat Skinder jou shine steel nie. Die lewensafrigter Mishuisteen skryf dat Skinder gelyk staan aan 'n stuk sjokoladekoek in die middel van 'n laag koolhidraat suikervry dieet. In teenstelling, Paradoksie konkoksie. Rug teen rug. Mens meen dit is ongelukkig die paradoks van omgee. Mense wat jy slegs ken, het die meeste teorie gesê. Dankie Megan. So sien ons nou dat die grootste Samaritaan selfs kan soms. Dat jy kry wat jy sien. 'n Altruïs hoef nie te slons nie. Luan, jy gestel graag oor heiler gehantie? Vir eens en vir altyd, asseblief ja, Carissa. Daar's regtig mense met slonsige emosies. Ek begin by die heigelos. Mense wat hulle verlekker in jou ellende. Ek speel vir die Kaas en Wyn rugby span en ek is trots daarop. Ons is 'n lekker groep manne sonder te veel druk of spiere. Maar nou verknies spiertiere hier om kastig oor my. Ag, jammer man, ou Luan. As ek die coach was, het jy nou in die eerste rugby span gespeel. Maar nou is ek nie. Maar hoe weet jy hy heigel? Want die grynslag op sy 4 pelle se gesig het hom weggegee. Dit is so gemeen. Die sielkundige Jorgen Harris skryf op 31 Maart 2024 in sy artikel Emosionele misbruik op sy webwerf. Hy reken die tipe boelies probeer met charme al verdraai die emosies wegsteek. Hulle dra graag die goeie ou masker, maar sien graag hoe slagoffers val. En die dag as hy op die reservebankie moet sit, Gaan dit 'n geween en geknars van tande wees. Die tweede geslons wat ek nie kan verdra nie, is die krokodiltraan. Marula Media verduidelik dit goed op 14 Junie 2022. In die artikel Krokodiltrane of regte trane. Die hipnoterapeut Marie Helm skryf dat daar sowaar mense is wat op 'n skynheilige, gefeinste manier trane stort. Hulle sal nagemaakte lang trane huil wat met spyt en barmhartigheid geassosieer word, maar eintlik die teenoorgestelde bedoeling het. weet julle, Aina maak die geluid van 'n kind wat huil wanneer hy sy slagoffer slok. En hy huil nog boonop terwyl hy hulle vreet. So vir ons versnippunte terugkry. Maar jy sê my punte wil laat huil. Myne laat my ma huil, maar soos 'n regte traan. Laastens voel ek mens moet ook jou emosies netjies hou. Toe Karel verlede week net met die nuwe meisie gesels het Jacomien so gehuil dat daar meer snot as trane was. Dis vuis of middelvinger in die lug. Dis toeters en kleintongetjie en net daarna neem hulle die voorste gestoeltes in die kerke. En sal geld in hulpbehoedendes. Alle kragtie. Jeugpredikant Jaco Strydom skryf in sy boek Leef lig dat slegte gewoontes net afgeleer kan word deur 'n doelbewuste besluit en baie herhaling. Laat jou neus. Sluk jou trane, haal asem. En hou asseblief op kerm. Dankie Luan. Daar is darem niks so slordig soos onbeheerste emosies nie. Veral as dit met 'n valse beeld gepaard gaan. 'n Altruïs hoef nie te slons nie. Dames en here, mense wat ander help, maar nie hulle self kan help nie, is 'n seer oog. Julle het nou gehoor dat sommige mense wat kastig vir ander omgee, dit moeilik vind om vir hulle self te sorg. Ons het die paradoks van selfversorging nou duidelik uiteengesit. As die een aan seker maak, die hele wêreld weet wat sy ander aan doen. En as jy dit nie raak sien nie, onthou jy dit.
soos 'n verstopte toilet en 'n verwaarlose kind, vriende wat net wil voordeel trek, absurditeite tussen ons mense, sagmoedige slange, altrioste met afwykings. Dit is ongehoord en obskuur. Ons som op. Carby het vir Vuil Falie uitgehaal en gewys, dat hy kom slo ons voor jou deur, maar sy eie gals toetrek. Nou weet julle waarom ek eerder Uber. Megan het Donker Dawie uitgewys en bewys. Hoe prater, hoe kwater. 'n Toksiese paradoks. En Luan het genoeg gehad van heilerige handies. Derms uitgereik ter wille van aandag. Krokodille sonder trane. So as jy nou goedhartig is en het regtig net goed bedoel, ter wille van my, onthou, 'n altruïs hoef nie te slons nie.